Ek dink elkeen van ons geniet dit om te kuier. Dis lekker om mense saam met jou te hê, mense met wie jy gesels, gedagtes kan wissel, en selfs hier en daar 'n bietjie kan verskil mee. Maar kom ons lees hoe dit behoort te wees in 1 Korintiërs 5 vers 11 en 12. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mens onder julle uit. Nou hierdie uitlating van Paulus is in 'n sekere mate teenstrydig met dit wat ek dink meeste van ons van oortuig is, naamlik dat ons enige tyd oral vir enige mens die evangelie moet kan bekend maak en so iemand onder die indruk bring van die waarde van die evangelie. Maar nou kom Paulus en hy sê, daar is sekere mense met wie ons nie eers saam moet eet nie, of dan saam moet kuier nie. Want daardie mense doen hulle voor as gelowiges, maar intussen het hulle 'n klomp negatiewe dinge wat hulle mee besig hou, en die gevaar bestaan dat hulle vir die persoon saam met wie hulle sou eet, ook hierdie negativiteit kan laat oorgaan. En daarom is dit belangrik om ons kuiermense reg te kies. Ek dink ons het 'n verantwoordelikheid om alle mense lief te hê. Maar ek dink tog, dit is ook so dat ons nie noodwendig van alle mense moet hou nie. Want dit werk net nie in die praktyk so nie. En hier is dit baie duidelik dat sekere dinge nie so goed is vir ons nie. Dat ons dit eerder eenkant moet sit. Mense wat hierdie negatiewe dinge rondloop mee en ons daarmee kan beïnvloed. Trouwens, Paulus sê, verwyder hulle onder julle uit. Kom ons kyk 'n bietjie na hoe ons kuier. Wie is die mense wat ons saam met ons wil hê en mense wat vir ons iets beteken? Doen die regte ding. Verkondig waar dit nodig is, maar daar's ook 'n tyd om rustig te verkeer saam met mense wat soos jy dink en wat vir jou iets kan beteken en vir wie jy ook iets kan beteken. Loop mooi.